Goeiemôre gemeente. Hartlik welkom in vanoggend se erediens en wat 'n groot voorreg om weer in die naam van die Here hier te mag vergader. Geliefdes, ons tema vanoggend kom uit die boek van Joshua uit. Joshua 1, waar die volk op pad is na die beloofde land. En so is ons ook elkeen op pad. Op pad na die beloofde land, die ewige lewe, wat ook vir ons elkeen wag. Maar terwyl ons hier op aarde is, gaan ons vanoggend opnuut hierdie opdrag hoor wat Joshua gekry het. Mag ons dit elkeen van harte neem en dit ook elkeen uitleef, soos die Here wil. Geliefdes, ons gaan ons toetrede lied staande sing en daarna gaan ons bly staan vir die fotum en die seëngroet en ook die lofsang. Kom ons staan. Mag die Here ons krag gee waar ons moeg is. Mag hy ons moed gee daar waar ons vrees. En mag sy vrede wat alle verstand te bowe gaan, ons harte en ons gedagtes bewaar. Amen. Kom ons sing nou ons lofsang saam, Herder Heer. As mis olhos
Geliefdes, ons skriflesing vanoggend gaan kom vanuit Josua 1 verse 1 tot 9, maar voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons hemelse Vader, ons is hier te saam in U teenwoordigheid in die heilige naam. Ons kom hier in U gemeente bymekaar om te hoor wat U vir ons elkeen wil sê. Here, mag ons soos 'n boom wees wat by waterstrome geplant is. Wat se blare getuig, ons kry van die lewende water. Mag ons vrug dra, wat getuig dat ons met ons gawes en talente U loof en U dien. Mag ons U woord nie net hoor nie, maar werklik luister. Mag ons U woord dag en nag oordink. En mag ons U woorde ook uitleef. Ons bid dit in die heilige naam alleen. Amen. Geliefdes, ons gaan lees vanuit Josua 1 verse 1 tot 9. Na die dood van Moses, die dienaar van die Here, het die Here vir Josua, seun van Nun en assistent van Moses gesê: Moses, my dienaar, is dood. Maak jy nou gereed en trek deur die Jordaanrivier, jy en hierdie hele volk, gaan na die land toe wat ek aan hulle, die Israeliete, gee. Soos ek vir Moses gesê het, gee ek aan julle elke plek waar julle kom, van die woestyn af en van die Libanon af tot aan die groot rivier, die Efraat, die hele gebied van die Hetiete tot aan die groot see in die weste. Alles sal julle woongebied wees. Solank jy lewe, sal niemand bestand wees teen jou nie. Soos ek by Moses was, so sal ek by jou wees. Ek sal jou nie in die steek laat nie, jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vasberade, want jy moet hierdie volk die land in besit laat neem, wat ek met 'n eed aan hulle voorvaders beloof het. Wees veral sterk en baie vasberade in die uitvoering van die wet, wat my dienaar Moses jou beveel het. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie, dan sal jy voorspoedig wees, waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Geliefdes, ons lees tot sover uit die woord van die Here uit, en wat 'n voorreg dat hierdie teks ook vanoggend gekies is onder gebed en onder die leiding van die Gees, deur die paartjie wat vanoggend ook hulle kind aan die Here beloof deur die doop. Geliefdes, Josua begin hier op 'n breekpunt van die geskiedenis van Israel. Moses is dood. 'n Groot boom het geval. En so, geliefdes, die leier wat hulle uit Egipte gelei het, die persoon wat hulle na opgekyk het, is nie meer daar nie.
En hulle staan op die rand van die beloofde land, maar ook op die rand van onsekerheid. En in hierdie oomblik roep God toe vir Joshua. Maar Joshua is nie Moses nie. En Joshua het ongelooflike groot skoene om vol te staan. Hy gaan 'n volk moet lei wat geneig is om te kla, te murmureer teen alles. Joshua gaan 'n volk moet lei wat heeltyd terug verlang na Egipte en die kospotte van Egipte. 'n Volk wat rebelleer, afgode soek. En so weet Joshua ook nie wat voor lê nie. Maar ons weet dat vir hierdie volk lê vyande voor, oorlog, onbekende grond en 'n groot verantwoordelikheid. God roep Joshua vir hierdie verantwoordelikheid. Geliefdes, Joshua was waarskynlik gevul met angs en met vrees vir die onbekende. Joshua het waarskynlik getwyfel en gewonder of hy genoeg deursettingsvermoë het. Of hy genoeg krag sal hê, of hy genoeg moed sal hê. Want hierdie is 'n ongelooflike groot verantwoordelikheid wat op sy skouers neergelê is. Sal hy hierdie opdrag kan uitvoer? Geliefdes, hierdie is nie die eerste keer wat Joshua hierdie opdrag ontvang nie. Voor Moses oorlede is, in Deuteronomium 31 vers 23, lees ons dat Joshua ook al hierdie opdrag ontvang het. En daar sê die Here ook vir hom dat hy sterk en dapper sal moet wees. En nou in Joshua 1 het ons gelees hoe Joshua weer hierdie opdrag ontvang. Hoe die Here weer vir hom sê, wees sterk, wees volmoed. En die Here herhaal dit. As daar ooit iemand is wat kon voel, hy is nie goed genoeg nie, dan kon dit Joshua wees. Maar tog besluit God om vir Joshua te roep. Geliefdes, wie van ons het al ook die gevoel gehad, ons is nie goed genoeg nie? As gelowiges, is my geloof sterk genoeg? Is my Bybelkennis goed genoeg? Bid ek goed genoeg? As mense, is ek goed genoeg as 'n huweliksmaat? Is ek goed genoeg as 'n vriendin of 'n vriend vir iemand? Is ek genoeg diensbaar vir die Here as 'n mens? Gebruik ek my gawes en talente goed genoeg? As ouers en grootouers. Het ek genoeg om my kind van die Bybel te leer of my kleinkind van die Bybel te leer?
Is ek goed genoeg om 'n voorbeeld te wees vir hierdie geskenk van die Here wat hy aan my toegerus het en gegee het? So dikwels in baie situasies wonder ons as mense, is ons goed genoeg? En wanneer ons die vraag vra en ons kyk na ons eie lewe, dan sien ons dikwels ons tekortkomme raak. Ons kyk na ons lewe en ons sien ons swakheid raak. Ons kyk na ons lewe en ons sien ons eie twyfel raak en ons eie sonde raak en ons wonder of ons goed genoeg is. Goed genoeg is vir elke taak wat ook op ons skouers lê en rus. Soos Josua ook gevul kon wees met twyfel en met angs oor 'n groot taak, oor 'n groot opdrag, 'n groot verantwoordelikheid. So dikwels as mense is ons ook bewus van hierdie gevoel. Maar geliefdes, wat besonder is in hierdie gedeelte is, dat Josua nie bemoedig word deur volksgenote nie. Dat hy nie bemoedig word deur mense nie. Maar deur God self. God self bemoedig vir Josua. En het God vir Josua gesê, wees sterk want jy is bekwam. Nee, sê wat die Here vir hom gesê het nie. Die Here het nie vir hom gesê, Josua, jy is so oulik en bekwam, wees sterk, jy sal okay wees man. Sê wat die Here vir hom gesê het nie. Nee, die Here sê vir hom, wees sterk want ek is met jou. Die fokus is nie hier op Josua se vermoë nie. Die fokus is nie hier op hoe bevoeg Josua is nie. Die fokus is hier op die Here self. God self wat beloof hy sal elke oomblik by Josua wees. Sy betrokkenheid en teenwoordigheid sal hy gee. Geliefdes, en dit is juis waar Josua se waagmoed aan hom gegee word. Dit is juis waarom Josua kon ja antwoord en hierdie opdrag in gehoorsaamheid uitvoer wat die Here aan hom gee. Want die Here is met Josua. Hy self versterk hom. Hy self maak hom bekwam. Gemeente, en dit verander alles. Want ons het ook hierdie belofte. Soos God by Moses was, soos God by Josua was, so sal die Here ook by ons wees. Die Here wil ons nie verlaat nie. Die Here wil ons nie in die steek laat nie. En so geliefdes, is ons eie krag en ons eie vermoë en ons eie waagmoed nie goed genoeg nie. Maar die Here is getrou en die Here is teenwoordig. En in die Here se teenwoordigheid is ons goed genoeg. Geliefdes, ons gaan vanoggend dink aan die voorbeeld van 'n boom. Kom ons dink aan 'n voorbeeld van 'n groot en 'n sterk boom, die grootste boom wat jy al ooit gesien het.
Daardie boom het nie so groot begin nie. Daardie groot boom waaraan u dink, het begin as 'n boompie wat maar onindrukwekkend is. Ook 'n klein boompie, 'n kwesbare boompie. En so geliefdes, wanneer ons dink aan 'n klein boompie, dan is dit eintlik net 'n wonderwerk dat 'n klein boompie in 'n groot boom groei. Want klein boompies beleef storms in hierdie lewe. Klein boompies word soms deur wind omgewaai. Klein boompies kan so maklik buig of knak en dan breek. Kon Josua vergelyk met hierdie klein boompie? Kan ons eie lewe vergelyk met die van 'n jong klein boompie? Dalk sit van ons hier vanoggend en ons voel kwesbaar, onseker. Dalk het u 'n behoefte aan sonlig en water en 'n begeerte om te groei. Dalk voel u weet nie of u sterk genoeg is of goed genoeg is vir die storms en vir die winde van die lewe nie. En die wêreld hier buite is hard. Daar is druk van buite, druk van mense, druk van sosiale media. Ons is onperfek. Ons doen sonde. Daar's storms en teleurstellings in hierdie lewe. Daar is die dal van doodskaduwee in hierdie lewe. Donker dieptes. En die vyand is soos 'n brullende leeu wat ons wil knak en ons wil breek. En ons kyk vandag na 'n kind wat gedoop word. Klein en afhanklik. Soos 'n baie jong boompie. En die wêreld wil jong boompies breek. Die wêreld is hard en wreed en koud. En dit is moeilik om as 'n klein boom te oorleef. Maar in die doop sê God, hierdie kind behoort aan my. En God sê deur die doop dat hy met ons is. Hoe groei 'n boom sterk? Hoe groei 'n boom in 'n groot boom in? Daardie boom kan dit nie regkry alleen deur sy eie krag nie, maar hy het water nodig, hy het lig nodig, die regte voedingsstowwe en 'n diep wortelstelsel. En net so groei ons en ons kinders nader aan die Here, nie deur ons eie krag of deur ons eie vermoë nie, maar in afhanklikheid van die Here alleen. Afhanklikheid van sy woord. Afhanklikheid in gebed. Sonder God se teenwoordige lig en sonder
die lewende water wat hy is, kan ons nie groei nie. En daarom het ons ook die gemeenskap van die gelowiges nodig. En daarom weet ons, daar is geen groei ook vir ons sonder die werking van die Heilige Gees nie. God werk in ons en deur ons deur sy Gees. Jong boompies groei, nie omdat die boompie sterk begin het nie, maar omdat die boompie ook wortels kry. Is ons wortelstelsel genoeg, geliefdes? Sterk en goed genoeg vir die storms en die winde van hierdie lewe? Is ons gewortel in die liefde van ons Here Jesus Christus? Josua 1 verse 7 en 8 het vir ons kom sê, wees veral sterk en vasberade in die uitvoering van die wet. Moet daarvan nie links of regs afwyk nie. Dan sal jy voorspoedig wees waar jy ook al gaan. Hierdie wetboek moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê. Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan. Dan sal jy slaag in wat jy moet doen. Jy sal voorspoedig wees. Hoe lyk ons wortels? Is dit geanker in God self en in sy woord wat hy aan ons gee? En so geliefdes, met die jong klein boompies wat ook aan ons toevertrou word, as ouers, as grootouers, as kategete, as onderwysers, daar waar ons met jong boompies in aanraking kom, daar moet ons die lewende water deel. God se teenwoordige lig met daardie jong boompies deel. En ons moet seker maak dat daardie jong boompies se wortelstelsels sterk is, vasberade is, sodat hulle vol moed en vol krag nader aan die Here sal groei. Geliefdes, daar is hierdie gesegde, buig die boompie terwyl hy jonk is. En dis 'n gesegde wat gebruik word om te sê dat ons 'n kind se karakter en sy normes en waardes en dissipline moet vorm, terwyl die kind nog jonk is, klein is. En as gelowige ouers het ons hierdie opdrag om dit in liefde en in sorg te doen, en ook in gehoorsaamheid aan God se woord te doen. En so is dit belangrik dat ons bewus sal wees van watter tipe omgewing ons skep vir jong klein boompies. Skep ons die omstandighede waarin jong klein boompies ook nader aan die Here wil groei? Waarin hulle 'n verhouding met die Here wil hê?
Hierdie is 'n opdrag vir ons gemeente. Want ons as gemeente moet soos 'n tuin wees waarin jong, klein boompies kan groei. Ons gemeente moet die plek wees wat hulle help om hulle wortels te laat groei in die woord van die Here. Die woord van die Here moet hier geleer word. Moet hier ook aan hulle oorgedra word. Dit moet vir jong klein boompies ook 'n geestelike tuiste wees. Waarin ons vir hulle die geleentheid gee en die tyd gee en die ruimte gee om in te groei. Waarin die groter bome vir daardie klein bome ook skaduwee gee vir beskerming. Vir ons as ouers en as grootouers. Ons hoef nie perfek te wees nie. Daar is nie iets soos 'n perfekte ouer sonder foute nie. Daar is ook nie iets soos 'n perfekte kind sonder foute nie. Maar die Here vra vir ons om getrou te wees. Getrou te wees aan die opdrag wat hy aan ons toevertrou. Dat ons in liefde hierdie klein boompie sal help om te groei. Dat ons die liefde van Christus sigbaar sal maak in ons huise. Dat ons 'n voorbeeld sal wees. 'n voorbeeld sal wees wat hulle na sal streef. 'n voorbeeld in die geloof. 'n voorbeeld van hoe om Bybel te lees en te bid. 'n voorbeeld van hoe om Jesus Christus se liefde en genade in hierdie wêreld te wys. Vir elkeen van ons het ons ook vanoggend die opdrag om te onthou dat God die bron is van alle groei. Ook van die groei in ons lewe. En dat ons in afhanklikheid na die Here toe sal gaan en onsself die tyd sal gun om te groei in die geloof. Om tyd te maak om die daaglikse sonskyn en die daaglikse lewende water te ontvang. Daagliks tyd te maak vir gebed en die woord van die Here. Sodat ons nie sal stagneer nie. Maar sodat ons ook al hoe meer en al hoe nader aan die Here sal groei. Geliefdes, ons het in God se woord gelees dat hy met ons sal wees. Dat hy ons nie in die steek sal laat nie. En dat hy ons vra om sterk te wees en om vol moed te wees. Ons is afhanklik van die Here. Die Here sê nie vir ons, word eers sterk en dan sal ek by jou wees nie. Die Here sê nie vir ons, gaan soek eers moed en dan sal ek by jou wees nie. Nee, die Here sê vir ons, ek is by jou. En daarom kan jy moed hê. Daarom kan jy krag ontvang. Mag ons getrou en gehoorsaam leef van God. Mag ons in Jesus Christus as verlostes leef. Mag die Heilige Gees met ons elkeen wees
sodat ons deur die genade alleen sal volhard in gebed en in geloof. Mag ons drie enige God ons seën, ons elkeen seën met hierdie belofte. Ek self gee jou die opdrag. Wees sterk, wees vasberade. Moenie skrik nie, moenie bang wees nie, want ek, die Here jou God, is by jou, oral waar jy gaan. Amen. Geliefdes, dit is 'n groot voorreg om nou oor te gaan na die lees van die doopformulier. En is 'n voorreg vir elkeen van ons wat gedoop is en al die voorreg gehad het om kinders en kleinkinders te doop, om ook opnuut hierdie woorde te hoor en weer opnuut te besef waaroor die doop werklik gaan. Die doop in die naam van die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig dat ons en ons kinders, wat as sondaars in hierdie wêreld ingekom het, slegs in die koninkryk van God kan gaan as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van sy verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat die kind van die begin af God van die begin af die kind insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers ook tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Trouwens, dit beklemtoon juist die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Die doop bevestig aan ons alles wat God aan ons skenk, deur genade alleen is, deur sy verbond, en dit maak ons bewus van die vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders, soos hulle groot word, oor die betekenis en die eise van hierdie genadeverbond in te lig, 'n voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan, hulle op te roep tot die toeëiening van God se beloftes en hulle tot die deelname aan die nagmaal te begelei. Geliefdes, ek nooi graag die doopouers na vore toe, Gesel en Morney, vir die aflê ook van die doopgelofte. Geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waardeur die Here sy verbond van genade aan ons en aan ons kinders waarborg en aan ons al die gawes van Christus skenk. Om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of by gelowigheid uit nie, moet julle opreg op die volgende vrae antwoord. Ten eerste,
bely julle dat hoewel ons en ons kinders as sondaars in hierdie wêreld ingekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Ten tweede bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is. Ten derde, beloof julle om hierdie kind, van wie julle die ouers is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Geliefdes, dit is dan 'n groot voorreg dat ons vra dat klein Willem ook ingebring word. Willem Stols, wat 'n voorreg om jou vanoggend ook te mag doop. Geliefdes, ons doop vir Willem Stols in die naam van God die Vader, in die naam van Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Mag die drie-enige God jou seën met sy teenwoordigheid. Mag hy met jou wees oral waar jy gaan. Wees sterk en wees vasberade. Amen. Geliefdes, ek wil graag vra dat ons staande vir hierdie gesin die seënbede mag toesing. Kom ons neem ons sitplekke in en dan is dit ook 'n voorreg om die doopseël en ook vir hom 'n doopbybel te mag oorhandig. Baie geluk. Geliefdes, kom ons staan vir die seëngroet en dan die wegsendingslied. Die Here sê, soos ek by Moses was, so sal ek by julle wees. Die Here beloof aan ons, hy sal ons nie in die steek laat nie, en hy sal ons nie verlaat nie. Gaan daarom met die seën van God se teenwoordigheid, en die waarborg, dat hy saam met u is, waar u ook al mag gaan. Wees sterk, wees vasberade, en gaan in sy vrede. Amen.